sit nou neem. Maar nie net so paar mense wat opgewonde raak. Hoe beleef ek so 'n doodse gees nie? Is dit die koue, is dit die winter, wat gaan aan? Ek sien nou baie mense weggebly, so ek sê, dit is seker van hulle seker maar siek, voel nie lekker vanmôre nie. En eintlik die Here is so 'n belangrike boodskap vanmôre. Ek kan my net hoop hulle sal kyk op Facebook en YouTube, waar ons ook op is, prys die Here. Weet julle, wat is, kom ons sluit in die eerste woord, kom ons sluit in die woord voor ons begin, kom ons bid net. Dierbare Vader, ek vra Here dat U die harte, die gedagtes oop en ontvanklik sal maak vir hierdie boodskap. Want baie keer preek ons dinge wat mense nie graag wil hoor nie. Maar U het ons nie aangestel om die woord van die Here te preek soos mense dit wil hoor nie, maar soos wat U dit gegee het. Ek vra dat ontvanklik sal wees daarvoor, met 'n oop gemoed, wetend dat ons elke dag nog kan verbeter en dat ons 'n liefde vir Christus, dat ons U wil sal doen. Word U nou verheerlik, dat ek dit wat ek spreek, U wil sal wees in Jesus naam. Amen. Amen. So terwyl ek so bid, kom hier 'n gedagte van my op, 'n teksie wat ek gou vinnig wil lees. Ek dink dit is belangrik, Galasiërs 1, jy weet te volg nie. Galasiërs 1 vers 9. Hier kom sê Paulus met Galasië. Hy sê, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Die rede hoekom ek dit sê is, wanneer ek iets spreek wat jy nie altyd van hou nie, wanneer ek iets sê wat jy nie altyd van hou nie, weet net dat ek 'n opdrag van die Here optree. Dat ek geen ander evangelie kan verkondig as die Here wat hy het gesê, gaan dan heen. Maak disippels, doop in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om te doen soos ek julle beveel het. Nou gaan ek die vraag vra wat ek wou gevra het. Ek weet nie wie van julle weet wat is Turkwood nie. Wie weet julle wat is Turkwood? Die skepies wat julle so kyk. Daar is 'n paar mense wat weet, jy kry Hollywood, né? Dis die Amerikaners en dan kry jy Bollywood, dis die Indiërs. En deesdae kry jy Turkwood, mense wat op skepies kyk. Ek weet dat pastoor André so gespond daarmee altyd. Hier in 2020 al praat hy altyd van die mense wat die wonderbewegie saam en want jy sien hulle praat in Turks en dan in Afrikaans oor. Nou ek moet sê ek kan reeds ook so van hulle gekyk en nog op gevolg. Maar die een wat vir my eintlik my gunsteling was, wat ek van begin tot einde gekyk het, is een met die naam van Dr. Ali. Ek weet nie of julle met Dr. Ali voel, né? Ek sien 'n paar kopwoorde gedaan, agter so. Dr. Ali, en ek sien die Amerikaners ook een wat hulle noem the good doctor. Nou weet ek nie wat die een was eerste, die hoender of die eier nie, né? Ek weet nie was daai een gebaseer op Dr. Ali of Dr. Ali gebaseer op the good doctor nie. Dis hoekom my tema vanmôre die goeie dokter is. Maar die ding van Dr. Ali is, hy's autisties. Autistiese man, maar met ongelooflike briljante verstand en natuurlik wat hulle ook noem, hy het 'n fotogeniese geheue, né? Maar 'n ander woord daarvoor binne ontglip, maar hy kan onthou, met ander woorde, hy hoef nie terug te gaan na boeke toe of terug na 'n rekenaar, 'n bietjie navorsing te doen oor iets nie. As hy 'n ding sien, hy het alles in sy kop. Daai boeke hy blaai dit so in sy kop. Nee, hy kan sommer daar vir jou sê. Hy kan onmiddellik vir jou 'n prognose gee. Dit is 'n voordeel, maar nou is daar ook 'n nadeel aan hom. Dr. Ali kan nie lieg nie. Hy kan nie jok nie, hy kan nie 'n leuen vertel nie, en as gevolg daarvan is hy nie baie taktvol nie. So as jy gaan doodgaan, gaan ek vir jou sê, ek is jammer, maar jy het nou hierdie siekte en jy gaan doodgaan. En dit was sy probleem, dit is wat hulle met hom 'n groot probleem gehad het, is takt. Om dit nou vir hom te leer, om eers net 'n bietjie stil te bly, maar net eers 'n bietjie daaroor te gaan dink, en op 'n mooi manier die nuus te breek vir mense. Dit is sy probleem. Nou is die vraag, is hy 'n goeie of is hy 'n slegte dokter? Die Daily Mail het 'n bietjie ondersoek gedoen. Hulle het gesê jong dokters is geneig om kwaksalvers te wees. Is geneig om sieke troosters te wees. Dit is die woord wat hulle gebruik, want hulle wil gewild wees. Hulle wil hê die pasiënte moet van hulle hou. En daarom steek hulle baie keer die waarheid weg, of hulle breek nie die volle waarheid nie. Terwyl ouer dokters, wat bietjie meer ondervinding het, gaan vir jou
die waarheid vertel, dalk op 'n taktvolle manier, maar hy gaan dit vir jou vertel. Nou is my vraag, watter dokter sal jy nou verkies, as jy nou gaan vir 'n ondersoek, wil jy maar liewer die leuns hoor nie, jy's al raai, jy is siek, of jy weet, jy's nie siek nie, jy's fine, of wil jy maar liewer die waarheid hoor? Wel, in aantal van mense tot mense af, né? Ek is in die lugmag gewees vir baie jare, en elke 2 jaar moes ek gaan vir 'n check-up, en elke 4 jaar vir 'n volle mens, en ek wil jou sê, daar's niks wat hulle nie ondersoek nie, ek het niks daarvan gehou nie. Dit is vreeslik indringerig in jou privaatheid en daai tipe van dinge, maar die ding wat ek nog minder van gehou het is, jy het altyd geloop en hy vir jou sê nou, hulle kry iets wat jy nie wil hoor nie. Sê nou, ontdek iets. En dit is, ek sit vandag nog met daai volstrydsmentaliteit, né? Ek is nou nog nie lief vir 'n dokter nie. Ek gaan nie vir check-ups, ek gaan nie slim toe nie. Ek wil liewer nie weet nie. Ek dink baie mense so. Hulle sê baie mense so, ek weet ek is so. Kyk, ek wil dan braai as ek weet waar ek na die dokter toe gaan wil. Want sê nou, ek sal nie vergeet nie, 1 jaar het hulle ekstra af my bors geneem, en toe sit hulle wag ek vir die volgende, want as jy vir jou vliegmediese goed gaan, dan by die Instituut vir Lugvaart Geneeskunde daar in Pretoria, dan is jy by hierdie een, en dan wag jy vir die volgende, en so gaan jy van afdeling tot afdeling, alles het ingebou. Maar een is 'n oor, neus en skeel spesialist, en so gaan jy aan. Nou sit ek wag ek het nou, hulle nou ekstra van my borskas geneem, en ek sit te wag, ek is nuuskierig, ek haal dit uit, ek sit so by die lug, en ek sien goed wat nie lekker lyk nie. Ek op sy aangeneem, wat gaan nou kom. Maar nou ja, daar was toe niks nie, want ek het nie die oog van 'n dokter nie. So, vandag nog wil ek liewer nie. Maar wat nou? As jy nou definitief sal doodgaan, dan staan nou 'n verskil. Jy kan miskien sê nee, ek wil liewer nie weet nie. Veral as jou dinge in orde is, né? Alles is in orde. Ek wil liewer nie weet nie, ek wil soos die meeste mense nie weet waar ek sterf. So die voordeel is jy gaan nie weet nie. Maar daar is 'n voordeel om liewer te weet, want dan kan jy jou dinge regmaak, né? Jy kan seker maak daar's nie probleme nie, en jy kan miskien nou vir oulaas dinge doen wat jy op jou hele lewe wil gedoen het en uitgestel het. Jaap Potgieter en Elsie Potgieter, hulle is saam met Dewald Gous, as hulle daar in Israel, ons wat baie graag saam gegaan het, kan nie bekostig nie. Maar as ek en Annelie nou geweet het, man, ons het nou nog so 6 weke of 6 maande om te lewe, dan is maar ons uit spaargeldjies gevat en gesê, nee, ons net maar die oor toe. En ons gaan, nee, dat is maar gegaan, want ag, ons geniet dit ons maar vir oulaas, ons gaan ons nie meer lewe nie, so dat is voordeel om te weet. Maar nou is my vraag, as dit 'n doodsvonnis is, maar hulle kan dit behandel, gaan jy nie liewer wil weet nie? Jy gaan ons liewer wil weet. Ja, daar gaan dalk 'n operasie moet wees waarvan ek nie hou nie. Ja, ek gaan dalk seker dit in die prys gee. En miskien is daar iets wat hulle uit moet haal wat ook al, maar ek kan ons nou vir nog baie lank lewe. Ons gaan dit ons wil weet. Nou kom ons is so 'n Christen nie wil weet van sonde. Hoekom kom hulle so gou en hulle beskuldig en hulle sê jy oordeel? Die rede hoekom ek vanmôre preek, is van die Here het so 'n manier om hierdie dinge op my hart te sit. Ek dink op Sondag aand het ek 'n ding opgesit, so prentjie, die prentjie is nou weg, ek kan nie weer kry nie, maar daar is nou soeke vlamme, en dan sê die woorde daar, judge not, is a hymn sung by Christians in this world who want to continue in their sin. Moenie oordeel nie, is 'n dientjie wat gesing word deur wêreldse Christene wat graag wil voortgaan in hulle sonde. En dis wat ons deesdae kyk. En die rede is, ek het opgesit en heel onskuldig, dis mos nou die waarheid, en die volgende dag toe kry ek so 'n vraagtekentjie van iemand, 'n gemeentelid wat op Facebook het, so 'n vraagtekentjie, en ek antwoord, as 'n dame, ek antwoord dat so 'n bietjie, en agterna kyk ek apostel, en ek sien toe, maar sy het eintlik 'n bietjie 'n probleem met oordeel. En later in die week het mense ook vrae gevra, toe weet ek moet 'n bietjie hieroor gesels vanmôre. En dit is oor, wanneer is iets oordeel, en wat is oordeel presies? Of mag ons dan nou nie, mag ons nie foute raak sien nie? Nou ja, moet ek nou die goeie dokter wees, wat die prognose raak sien, die julle ook. Want daar is 'n uitkoms, wat is die uitkoms? Dis die goeie nuus, dis die evangelie. Waar die Here sê, maar as ons Jesus vashou, ons is wegdraai, dis wat bekering is. Wegdraai van ons ou weer af, dan is daar ons vir ons 'n ewige lewe wat wag. Jy sien, mense wil dit nie weet nie, hulle wil in 'n gehoor gestreel wees. Want ek het dus al 'n paar keer weer wat ek sê, dat as mense wat aan hierdie wêreld vashou, dit is vir hulle die hoofdes.
En die troos is die ewige lewe. En ek wil weer vir jou sê, hierdie is net die voorsmaak, hierdie is net die voorgereg. Wat is voorberei op die hoofgereg, is daar Openbaring 19, om saam aan die bruilofstafel met Jesus te sit. En dan kom die pudding, en die pudding is ons kom saam met hom terug, en kom regeer vir 1000 jaar. En dan het die ewigheid nog nie eens begin nie. Is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie wat ons lewe ons wil voorberei nie? Maar jy sien mense wat dit nie weet nie. Hulle wil in die wêreld bly en ook in die sonde. En hulle wil sonde geregverdig het. En dis hoekom hulle lees daar kom met hierdie ding van liefde. Ek gaan jou nou vertel van liefde. Maar kom ek vertel net ook van hierdie predikers. Ek gaan vir jou lees van 2 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot en met 5. Maar dit volg, jy kan nie luister. Paulus praat hier met Timoteus. Hy sê, ek besweer jou, dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by die verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, nou aantydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan en alle naammoedigheid te leer. Met ander woorde, hy kry die opdrag om te bestraf. Hy kry die opdrag om te vermaan. Maar met my geduld en lering, langmoedigheid en lering. Vers 3, want daar sal 'n tyd wees waar hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels, met ander woorde lees. En dis wat vandag gebeur. Dis hoekom so baie mense, dis hoe ons kerkleeg is. Mense wil nie hoor nie. Hulle gaan daar waar hulle hoor dat hulle sonde maar alright is en as jy so plekkie kry nie, dan bly ons weg. Of hulle sit en kyk na die massa kerke op TV. En daar is van hulle wat regtig goeie dienste lewer, maar daar is baie wat vir jou vertel is maar alright. Jesus aan die kruis gesterwe, van almal so jy wat kan maak wat jy wil. Hulle sê nie direk die mis waar het neerkom. En dis nie. En hy sê verder vers 5, maar wees jy in alles ligter, ly verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Die Here sal verstaan. O, die Here is liefde. O, hy verstaan my. Hy verstaan my probleem. Dis wat die mense sê. As so 'n prentjie van so mannetjie, hy seker gekeerde hare, al die reënboogkleure, en ons weet waarvoor dit staan deesdae, né? Dus we gaan nou al deesdae, dis woke en dis LGBTQ en weet nie wat nog alles nie. En hy's alleen daar, en hy gil vir die massas, hulle moet hom voor, hulle moet doen. En dis wat gebeur, jy kry dit met vegans, jy wil nie meer vleis eet nie, dis alles wat hier naaste daar. Die klein groepies mense, wat die groter groepe probeer beweeg om te wees soos hulle. Ek sondig, maar ek wil nie alleen sondig, ek wil hier saam met my sonde. Dis wat besig is om te gebeur in die wêreld. En dan gee hulle vir jou 'n naam. Hulle noem dit fobie, hulle sê die woord fobie aan. 'n homofoob. En so gaan dit aan. En dan beskaam jy jouself, wat ek voel dat ek iets is verkeerd. Dis 'n verskil as jy die son daar haat. Ons mag nie die son daar haat nie, maar die sonde mag jy nie lief hê nie. As 'n sondaars gehaat het, dan was jy die kerk leeg. Dan kon nie eers ek by die Here kom nie. Dis 'n plek vir sondaars hospitaal. Maar ons mag die sonde nie lief hê nie. Ons mag die sonde nie goedkeur nie. Maar nou kom ons daai met liefde. Nou Anne-Marie het my lief. En groot ek nie. Anne-Marie het my lief. Maar nou gaan ek kuier elke aand by 'n ander vrou. Ag nee, Anne-Marie sal verstaan sy het my lief. Né? Die deur sal oop wees, die bordkos sal daar wees, die kamerdeur sal oop wees, die bed lekker warm. Né? En so gaan ek aan, dat sy my mos lief. Ek waag weer op haar liefde. Maar ek haar lief. Ek kan hom nie lief hê nie. Ja, die spreekwoord gehoor, if you love something, set it free. If it comes back to you, it's yours. If it doesn't, it never was. En ander woorde, as jy iets lief het, laat dit vry. As dit terugkom na jou toe, is dit joune. Maar as dit nie dit doen nie, was dit nog nooit joune nie. En dis wat die Here doen. Hy skie ons vry. Hy stel ons vry. Om 'n keuse te maak. Nie om te doen wat ons wil. En so gee sy my die vryheid, sy pas my nie op nie. Dank die Here daarvoor. Ek het 'n vrou gehad wat ongepas het. Sy pas my nie op nie. Maar sy vertrou my dat ek terugkom na haar toe. Sonder om droog te maak nie pad. En dis die Here. Ons kan nie net gaan sê, o die Here is so lief.
Maar ek maak hom net soos ek wil. Hy gee jou die vryheid om 'n keuse te maak om te draai en terug te kom na hom toe. Onthou hierdie woorde, onthou dit. Moenie liefde, die God se liefde kom en gebruik om jou sonde te regverdig. Maar pastoor, ons mag nie oordeel nie. Nou kom ek lees daai stuk vir julle, stukkie vir stukkie. Ek gaan vir julle lees Matteus 7 vers 1 tot 6. Dat is 'n bietjie behandel. Want dit is net agter die waarheid kom wat hierdie oordeel beteken. Intussen wat ek vir jou sê, terwyl jy soek Jesegiel 33 het ook die opdrag vir Jesegiel, waar die Here gaan sê, ek het jou die brandwag op die muur van die stad gemaak. As jy die gevaar sien aankom, waarsku hulle binne die stad. Hoe gaan jy die gevaar sien aankom as jy nie kan oordeel dis gevaar of wat nie? Waarsku hulle in die stad. As hulle na jou luister, dan jy hulle gered en jouself. As hulle nie luister nie, dan gaan hulle sterf, maar jy het jouself gered. Maar as jy hulle nie waarsku nie, gaan hulle sterf en die bloed gaan ek van jou eis, sê die Here. Ek het geen plek op hierdie altaar as mense wat in die bediening staan en selfs 'n hoof van 'n huis. Hoor my mooi, elkeen van ons is in 'n bediening. Of jy nou autoriteit in die kerk het, of jy autoriteit in jou huis het. Jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n verantwoordelikheid want as mense ten gronde gaan omdat jy daardie autoriteit nie in Christus gebruik het nie en hulle gaan ten gronde, gaan die Here die bloed van jou eis. Gaan hulle meer vir julle daar sê. Maar kom ek lees eers gou oor die oordeel. Ons moet hierdie ding mooi verstaan. Hy sê moenie oordeel nie sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle geoordeel sal julle geoordeel word en met die maat waarmee julle weet sal weer vir julle geweet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog uit te haal en kyk in jou eie oog is die balk. Geveinsde, haal eers die balk uit jou oog uit en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broer uit te haal. Moenie wat heilig is aan die honde gee nie, gooi julle parels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeer nie. Het julle mooi gehoor? Kom ek spel gou vir hierdie vers 5 uit. Kom ek lees alweer vir jou. Geveinsde, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien en die splinter in jou broer se oog ignoreer. Ja, nee, dit is waar. Dis nie waar nie, so ek het staan daar die splinter ignoreer. Dit staan nie daar nie. Hy sê jy sal goed kan sien sodat jy die splinter in jou broer se oog kan uithaal. Jy het 'n opdrag, jy moet die splinter uithaal, maar jy moet eers die balk uit jou eie. Met ander woorde wat hy hierso sê. Wat Jesus hier sê is vee eers voor jou eie deur. Vee eers voor jou eie deur. Daar was hierdie Fariseer en hierdie tollenaar wat Jesus van praat in die tempel. En hierdie tollenaar sê, ag Here, wees my sondaar genadig. Hy doen reg. Maar hierdie Fariseer kom en hy sê, ag dankie, ek is nie soos daardie tollenaar. Hy dink hy geen sonde nie. Wat moes hy gedoen? Hy moes gesê, Here, hier is my sonde. Asseblief vergewe my sonde en vergewe asseblief ook my broer. Dis wat 1 Johannes 5 sê. 1 Johannes 5 sê is bid vir mekaar se sondes en dit sal hulle vergewe word. Hy sê behalwe die sonde tot die dood. Die sonde tot die dood is moetswillige sonde. En daar is soveel mense wat aanhou daarmee. Die sonde van jou broer is daai toevallige sonde wat hy sukkel mee. Hy het elke woord wat hy elke keer sê. Of iets wat hy per ongeluk doen. Of is dalk nie eens bewus daarvan nie. Dit sal hulle vergewe word. Maar moetswillige sonde is ek weet dis verkeerd, maar doen dit in 'n geval. Maar die Here sal my mos maar weer vergewe. En die Here sal, maar wat gaan jy doen as jy besig is met daardie sonde en daai deur gaan oop? Ja. Dan is jou lamp nie vol nie. So wat daai man moes gesê het, is daai Here vergewe my. Want ek is ook 'n sondaar, ek vergewe hierdie boet daarvan. En as die boet nie geweet het, dan kon ek na hom toe gegaan en dan sê ek gegaan met sy boet. Ek wil 'n liefde net vir jou sê, daai ding wat jy doen, dis nie reg nie. Dis wat daar staan. Dit staan verder sê daar, en gooi wat hy sê, vers 6, moenie dat heilig is aan die honde gee en gooi hulle parels nie vir die varke nie. Hoe gaan jy weet wie is die honde en wie is die varke, as jy nie kan beoordeel nie? As jy nie kan sien. Jy sien, dit is die miskonsepsie wat ons het.
Die Here het nie gesê ons mag nie, hy het gesê, vier eers vir jou idee. Yes. Hy gee jou eintlik die opdrag vir eers, jy moet ook nie jou blind staar, jy moet ook nie gaan as jy ou idee, ek gaan nou maar liewer niks doen nie. Maar dan gaan hy die bloed van Aaron se hande, van jou aan huis, sê die Here. Nou gaan ek jou iets gee, maar voordat ek vir jou sê, dis hoekom ons wat in die bediening staan, dat vir ons word 'n voorwaarde gegee, 1 Timoteus 3 kan jy lees. 1 Timoteus 3, ek gaan dit nie lees nie, maar jy kan dit gaan lees, is daar die opdragte vir die opsieners, dit is pastore, diakens en die vroue, al die opdragte word gegee. En die opdragte is om jouself eers te reinig. Met ander woorde, jy mag nie 'n vuil gewinsoeker wees, jy mag nie 'n drinker wees nie, jy moet man van een vrou wees. Met ander woorde, jy word in 'n posisie gesit en gesê, kyk eers na jouself, kyk jouself, maak jouself eers reg. Jy moet dit doen, sodat jy ander kan bedien. En nou gaan ek vir jou 'n skokkende deel vertel. As jy nog verder wil dink en sê, nee, ek mag nie, ek moet maar liewer uitlos. 1 Timoteus 5 vers 20 en 21, hoor mooi, vers 20. Jy kry 'n opdrag, ek mag sonder die ignoreer nie. Jy kry 'n opdrag, jy mag dit nie ignoreer nie. Maar veral in die kerk, kyk wat sê Paulus hier vir Timoteus. 1 Timoteus 5 vers 20, hoor mooi, bestraf die wat sondig in die teenwoordigheid van almal, sodat ook die ander kan vrees. Ja. Ja, as Anne-Marie moet moeswillig gesonde wees, ekskuus, ek gaan my vrou uithaal hier. Ek gaan op haar pik 'n bietjie vandag, want dit ook nie iemand aanstoot, as ek iemand anders bring. Sy mag nie aanstoot nie. En dan kom en sê, Anne-Marie, staan op jou voete. En ek gaan sê, dit doen jy. Dis wat ek vir myself is om te doen. Dis wat die opdrag daar is. Om haar te beskaam, maar ook vir die ander mense wat besig is sonder dat hulle begin skrik en vrees. En sê, jy weet toch die pastoor my sonder ook sien, ek moet dit dan los. Maar dan gaan hy voort. Vers 21. Dan sê hy, ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus en die uitverkore engele dat jy hierdie dinge sonder vooroordeel in ag neem en niks uit partydigheid doen. Met ander woorde, ek moet dit doen, maar ek wil dit nie doen omdat ek haar nie like nie. Omdat ek ek wil haar nou uithaal nie. Maar ander doen nog erger dinge en ek ignoreer haar uit partydigheid wat ek like haar. Nou like ek haar en los ek haar uit, maar ek wil nie van haar nie. Ek like dit kwaai hoor. Ek like haar nou nie. En nou haal ek haar uit. Dis wat ek doen. En omdat mense aanstoot neem, want daar is twee redes hoekom ek dit nie in die kerk doen nie, hoekom ek nie voor almal doen nie. Die eerste rede is, ek gaan 'n lidmaat verloor, sy gaan aanstoot neem. Twee is, ek gaan nog 'n lidmaat neem, want hulle gaan bang wees, ek gaan hulle sonde uitwys. So hulle gaan nie die kerk toe kom nie, ek moet al weet hoe die kerk so weer gaan. En die derde is, baie gaan oordeel. Baie gaan wees soos hierdie fariseer. En sê, kyk wat het sy gedoen. En hulle het sien hy sy eie sonde weer aan. Dis waar. Wat dink jy dat ek ignoreer? Is mense in hierdie gemeente nie noodwendig vandag hierdie, maar is mense in hierdie gemeente wat sal daar getuig dat ek al van hulle besoek het en dat ek al van hulle al uitgekry het om my te kom sien. Maar ons daaroor praat. Want ek moet dit doen. Met liefde. So selfs met liefde daaroor. Daar's geen judgment nie. Maar dis wat dit is. As ek die persoon oordeel wat hy dit doen, dan is dit oordeel. Maar ons oordeel die sonde. Maar ons is lief vir die mens. En ons sê vir die mens, ek is lief vir jou. En dan gaan jy niks, ek gaan glad nie anders dit teenoor jou optree nie. En as jy dit nie oorwin nie, gaan ek dit nie teen jou hou nie. Dis 'n saak tussen jou en God, maar dis my plig om vir jou dit te wys. Of jy te sê die Here is nie tevrede daarmee nie. Of jy te sê ek is nie tevrede daarmee nie, want ek kan dit ook nie goedkeur nie. Dis die opdrag van die Here. Want jy sien, ek mag dit nie ignoreer nie. Hoekom mag ek dit nie ignoreer nie? Het jy al ooit gelees? Ek gaan nog 'n stuk lees, Romeine 1. Ek gaan 'n paar verse daar lees. Want ek moet hierdie preek staaf met bewyse. Ja, ekskuus, ek het nie vooruit. Romeine 1. En ek gaan hier lees vanaf vers 28. Romeine 1 vanaf vers 28. Staan hier so, en omdat hulle, nou hulle is, kan nie enige ongelowiges wees, maar is ook gelowiges, wat graag met hulle sonde wil voortgaan. Omdat hulle
dit nie die moeite werd geag het om God in die erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaal nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, moedery, boosheid, hebsug, ondeug, volneinigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaard, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers, né kinders, onverstandig, en party volwassenes, onversoenlik, ontrou, sonder natuurlike liefde, ons weet waarvan praat, ons praat met van 'n ouetjie met die streep in sy hare, né? Onversoenlik, onbarmhartig, mense wat, al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, maar hoor mooi, nie net hulle nie. Die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeur geskenk aan die wat dit doen. Met ander woorde, ons kyk maar weg. Dis mos nie ons nie, dis nie ons besigheid nie. Ek is jammer as jou besigheid. As jy in 'n posisie van autoriteit is, jy is hoof van 'n huis, jy is hoof van 'n gesin, jy is hoof van 'n kerk, of jy het een of ander bediening, dan jy het 'n autoriteit geplaas en jy het 'n verantwoordelikheid om dit aan te spreek. Nie die persoon te oordeel, nie die persoon te verwerp nie, maar die sonde waarmee hy of sy besig is. Ek gaan vir jou nog 'n teksie gee, ek lees dit gou. Spreuke 17:15, luister mooi. Hy wat die goddelose regverdig verklaar en die regverdige skuldig verklaar, hulle albei is vir die Here 'n gruwel. Daardie ou wat sy sonde wil regverdig is 'n gruwel. En daardie ou wat die regverdige, daardie wat sekere mense voorbedoel, né? Hulle is 'n gruwel in God se oë. Met ander woorde, as jy dit regverdig, as jy dit goedkeur, is jy net so skuldig. My kinders weet, in my huis, ek wil nou amper gesê, ek gee nie omdat hulle huise doen, maar ek gee omdat hulle huise doen, want ek wil nie hê dat ook in hulle huise verkeerd doen, en hulle kan vir jou getuig, ek kan baie nogal sommer reguit wees daaroor, nee. Maar ek het nie autoriteit in hulle huise nie, ek kan vir hulle sê wat hulle verkeerd doen, uit liefde, maar ek kan nie vir hulle verbied nie. Maar as hulle onder my dan, so het gebeur, as ek 'n meisie of 'n kerel het, van die teenoorgestelde geslag, want as dit dieselfde geslag is, gaan hy nie eens onder my dak inkom nie, en die teenoorgestelde ja, kan inkom, maar jy gaan nie dieselfde kamer slaap nie, as jy nie getroud is. Nie want ek dink ek is heilig nie, maar ek het 'n opdrag. En ja, ek het eers vir my neergevee. Ja, ek weet, ek het ook daai sonde gedoen, ek het vir die Here se voete gesit en ek het vergifnis gevra. Ons kan dit nie goedkeur nie. Ons vertel, maar my kind is so goed, of my kind is so mooi kind, of wat ook al, en die mense sien nie die goeie dinge wat hy doen raak nie, of sê ja, die mense sien dit nie raak nie, want hulle sien daai ding wat jy in hulle gesigte doen. Mense sien sonde baie gouer raak, as die goeie dinge, maar geen goeie daad kan jy in die hemel in geval bring nie. Ek ken fantastiese mense, wat ateïste is, beste mense was, hulle gaan nie hemel toe, die maak nie saak hoe goed hulle is, die maak nie saak hoe oulik is, want die Here het gesê, ek het hulle ook lief, ek het hulle die vryheid gegee, maar as hulle nie na my toe kom, as hulle my kinders nie, dan behoort hulle nie aan my nie. Ek weet dit is moeilik as dit jou eie kinders is. Maar wat sê die Here? Wat sê hy hierso? Hy sê in Lukas 14:26, mense verstaan nie dit, die luister gou hier. Hy sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Eina. Wat sê die Here? Sê hy ons moet haat, ons moet onsself haat. Hy sê jy moet die sonde haat. Hy sê jy moet my liewer hê as daai mense se sondes. As hulle wil voortgaan daarmee, kan jy dit nog steeds nie goedkeur nie. Jy moet my liewer hê. Ek moet aan my liewer hê, baie bietjie liewer, as enige iemand anders in my lewe. En dan vir God nog meer. Ek wil die Here op ons lief hê. Ek moet sy wil bo alles lief hê. Ek kan nie, omdat ek nou 'n sagte plekkie vir hierdie seun of dogter, of boetie of sussie het, nou wil ook my oor toe. En ek laat nie maar hy sonde toe. Sonder om daaroor te praat nie, maar ek mag nie oordeel nie. Nee, dis nie oordeel nie. Oordeel is wanneer jy dit in die verlede is en jy haal dit weer op. Dis oordeel. Oordeel is as jy die mens oordeel en nie die sonde nie. Ons moet ons te opdrag om die sonde te oordeel.
Hoekom? Want jy is 'n tempel van die Here. Ek gou vir jou lees hier 1 Korintiërs net 2 verse. 1 Korintiërs 3. Luister mooi wat sê hy. Hy sê vers 16. Weet jy nie dat jy 'n tempel, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? 'n Heilige plek. As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig. En dit is julle. Heilig. Hebreërs 12 vers 14 sê, sonder heiligmaking sal jy God nie sien nie. As jy nie heilig is, kan jy nie God sien nie. Jy moet heilig wees om God te kan sien. Mense dink as ek glo maar net. Nee, dis nie die begin. Dis soos ek sê, ek sien ander die man net raak. Maar ek doen niks verder daaraan nie. Nee, en ek weet sy is lief vir my. Nee, ek moet 'n verhouding met haar hê. Ek moet bou aan daardie verhouding, ek moet bou aan daardie liefde. Sy gaan daai liefde beantwoord, maar ek moet ook heeltyd daai liefde voed, né? Want baie keer gesê 'n vrou is soos 'n blommetjie, né? Jy raak hoor. Ek praat net met vrouens om te leer, waar is die manne? Jy moet die blommetjie water gee. Die liefde vir Jesus is dieselfde. Hy het sy behoefte. Hy wil ook hê jy moet daai liefde water gee. Hy wil ook hê jy moet daar wees, jy moet hom loof, jy moet hom prys, jy moet hom eer, jy moet respek hê vir sy wil, jy moet saam met hom die sonde haat, nie die sondaar nie, maar die sonde moet jy haat. Want sonder heiligmaking, jy is 'n tempel van die Here. Wat het gebeur, ons lees daar en ek dink in, ja, nou kan ek nie presies onthou waar dit staan, ek dink Esegiel 10:18, waar die glorie van God, met ander woorde die Heilige Gees het in die tempel ingegaan, die eerste tempel van Salomo, in die allerheiligste, in 'n wolkkolom, né? So die priesters eers kon staan en hulle die tempel gebou is. Maar uiteindelik het die Here vir Esegiel al die gruwels gewys wat amper 100 jaar aangegaan het. En uiteindelik in Esegiel 10:18 lees ons dat die Heilige Gees het optrek uit die tempel uit en daarna is die tempel verwoes. Die Here sê in Hebreërs 6, luister my wat sê 6. Jy vir my dink jy kan nie afvallig raak, jy dink jy kan jou salwing nie verloor, jy hoor mooi kyk hier van vers 4 af. Maar dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. As jy die waarheid gehoor het en jy kies nog steeds om voort te gaan in die ou weë, dan is jy besig om vir Jesus tot skande te maak. Weet jy wat 'n skande is dit? 'n kruisiging. 'n Kruisiging is een van die grootste skandes wat daar is. Waar jy nakend uitgetrek word, verneder word, gespoeg word, gevloek word, geslaan word, aan 'n kruis vasgespijker word, tot jy dood daaraan. Dis 'n skande gewees. Want wie het dit oorgekom? Moordenaars en rowers. En hier kom ons Here Jesus Christus, wat heeltemal onskuldig is, en hy dra jou skande aan die kruis. Hy dra jou skande. Maar as jy aangaan daarmee, dan is hy oor en oor en oor skande vir jou. In plaas van dat jy dankbaar is en sê, ek moet dit klaar maak met hierdie dinge. Ek het vir baie jare, vir oor die 40 jaar gedink ek is gered. Tot daardie dag het ek besef het, maar ek kyk op na die kruis en al wat ek sê is dankie Pel. Dankie, ek het al baie gesê, ek sê dit weer. Dankie Pel, met respek. Dankie Pel, dat jy vir my gedood aan die kruis dood is en ek kan lewe soos ek wil. Dis nie eenvoudig. En daai dag het ek besef het. Toe sê ek, dankie Here dat die genade ons so gehou het dat ek ten minste tot die waarheid kan kom. Dat daar moet 'n verandering in my plaasvind. Sonder 'n verandering in my is ek nog nie 'n kind van die Here nie. Sonder 'n verandering in my het ek nog nie gesien die pele wat die varke eet en begeer om dit te eet en sê ek gaan weer terug na die Vader se huis toe. Ek sê daar, ek begeer die pele en ek weet dit nie eens nie. Tussen die varke. Daar moet 'n verandering wees in jou lewe. Anders jy nie bekeer nie, as jy nie weergebore nie. Wedergeboorte is om te sterf saam met Christus op daai eerste dag van die week, op daai Sondag, waar hy gesterf die Vrydag, om saam met hom op te staan, die nuwe begin, die nuwe skepping op daai eerste dag. Wat Jesus opgestaan het, en sê ek is 'n nuwe skepping, die ou het verbygegaan.
En om dit te begeer vir jou kinders, want al gee jy dan nie om verlore te gaan nie. Al gaan jy en sê, ag nee, wat ek gaan, maar wat van jou kinders? Wat van daai geliefdes? Terwille van hulle. Terwille van hulle. As jy hulle liefhet, gaan jy nie hulle sondes miskyk nie. As jy hulle liefhet, gaan jy dit raak sien en met hulle daaroor praat in liefde, lankmoedigheid. Maar jy gaan dit nie uitlos nie. En jy gaan bid daaroor. Jy gaan op jou knieë bly en jy gaan aan mekaar bid vir daai kinders se sondes. Dat jy Here vra asseblief. Maar jy kan nie bid vir die sonde maar jy keer dit goed nie. Jy kan mos nie. Hoe kan jy vir iets bid wat jy goed keer? Hoe kan jy vra die Here iets wegvat maar jy keer dit goed? Jy kan nie. Jy wil teen bid. En sê ek keer dit nie goed nie, ek soek dit nie. Dis nie oordeel, dis liefde. Het jy daai prentjie gesien? Van die ou jy loop so oor die straat, so breë straat. Hy loop oor aan die ander kant staan ou liefde, trane so oor sê pas op. En daar kom 'n lorry aangejaag. En daar sê hoek my nie oordeel nie. Maar dis hoe mense gaan. Jy doen dit uit liefde, jy is die wag op die weer, jy is die wag aan die kant. Maar al wat hy sien is jy wil hom oordeel. Hoekom sê hy dit? Hy wil op jou gevoelens speel. Dat jy dit moet nie ek oordeel nie. Want hy wil jy met sy sonde goedkeur. Hy wil God met sy sonde goedkeur. Hy wil self sy sonde goedgekeer het. Dis hoekom hy sy ore uitleen daar waar hy sê dis maar alright. Met ander woorde, hulle luister liewer na daai jong dokter wat vir hom 'n leer vertel. Ek wil net nie weet nie. Ek is jammer vir jou, slegte nuus vir jou. Ek gaan afsluit. En ek weet is 'n harde woord wat ek vanmôre aan die Here het my die opdrag gegee. Die Here, en ek doen dit uit liefde want ek wil sê daar is nog steeds die goeie nuus. Judas kom en hy skryf hierdie brief. Hy sê hier in vers 3, hy sê geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal die Heilige Spirit gelewer is. Met ander woorde, hy sê hy het iets agtergekom. Hy wil oor die saligheid praat, hy wil oor die saligheid skryf, hy wil oor die goeie nuus praat. Maar hy sien iets gebeur. Wat het gebeur? Hy sê vers 4, want sekere mense het ingesluit wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloor. Met ander woorde, mense, hulle het nie die Gees nie. Hulle het ingesluit onder die naam van pastore en Christene en wat hulle ook al titel hulle vir homself wil gee en hulle praat net genade. En hulle verander daai genade dat dit lyk as wat beteken ek kan maak net wat ek wil. Ek kan lewe net soos ek wil. Ek kan die Here maar seermaak, ek kan maar met 'n naald in die oog bly steek. Kan maar my vrou bly verneek, sy bly mos lief vir my. Ja. Nee, dit is nie. Dis goddelose mense. Maar sê hy verder van hulle. Jy sien dis hulle wat Jesus weer kruisig, wat hom weer en weer skande maak. Hy sê van hulle in vers 19, dis hulle wat skeuring maak. Sinnelike mense wat die Gees nie het nie. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerhoogste geloof en in die Heilige Gees bid en julle self in die liefde van God bewaar terwyl julle die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Met ander woorde, daar is 'n verwagting. Maar jy kan 'n verwagting hê as jy jouself bewaar. Ek bewaar myself teen versoekinge sodat daai voordeur sal oop bly. En dat die warm kos daar sal wees. En toegang tot die slaapkamer sal hê tot my hele huis. Bewaar ek myself. En so moet jy jou hart bewaar. Met die verwagting om ewige lewe saam met Christus te hê. Maar as jy jouself nie bewaar nie, dat die duiwel kan steel, slag en verwoes. En jy kan mislei. En jy dink dis maar alright. Dat jy jouself nie bewaar nie. En dan sê hy verder vers 22, 23, en aan sommige wat twyfel moet julle barmhartigheid bewys, maar ander moet julle met vrees red, deur die vuur te ruk, en ook die kleed moet julle haat, wat deur sonde bevlek is. Die kleed wat deur sonde bevlek is, ons moet die sonde haat, nie die persoon, die sonde. Ja, ons wil graag die blye boodskap bring vir mense, ons wil graag 'n goeie woord bring, ons wil graag die evangelie verkondig. Maar ander moet julle met vuur, en ek sê nie, ek praat oor die regte mense, ek praat nie op hierdie stadium dat ek mense
oordeel of veroordeel, maar ek probeer dit vir julle sê, julle elkeen van ons het 'n opdrag, elkeen van ons in 'n posisie, om te sê nie net met ons ophou met ons dinge nie, ons kan ook nie goedkeur wat ons kinders, ons geliefdes doen nie. Ons moet die Here so lief hê dat ons bereid is om hulle aan te vat. Kerk het baie dit leeg vanmôre, maar ek wil vir jou sê, as jy vanmôre voel ek het dalk met jou gepraat, nie omdat jy met dinge skuldig is nie, maar sonder nie, maar omdat jy dalk skuldig is, omdat jy dalk dinge toelaat, wat jy nie moet toelaat nie, of toegelaat het, of wat het ook al is, dan vra ek vir jou om op te staan vanmôre. Ek wil onmiddellik vir jou sê, as jy skaam is om op te staan, ek is hier steen, ek staan nie net hier, omdat ek moet staan, ek staan op, want ek is skuldig. Omdat ek ook soms, maar ek blinde oog draai. Omdat ek ook maar soms vergeet van die balk in my eie oog. Of as ek die splinter in my oog sien, dan los ek maar op en dan sê ek hanteer dit maar liewer nie. Dit saam met my in die gedagtes, as jy wil amen tussen kan jy, as die sakkies wil hou, is ek ook reg. Hemelse Vader, ons staan vanmôre skuldig hier voor U, en dit sluit my ook in. Skuldig, Here, dat ons partykeer dalk oordeel, sonder om die balk in sy eie oog te haal eers. Ander keer haal ons die balk dalk uit, maar ons los die splinter in ons broer of suster se oog. Of ons ignoreer dit heeltemal, ons laat dit maar toe. Ons kom hier en vra vir U, want ons is nog onder die genade. Ons kom maak ons lampies vol oor U. Ons kom maak ons kanne vol oor U vanmôre deur vergifnis te vra, terwyl ons nog die genade van die Here aan ons kant het. Terwyl U nog wil hoor, terwyl U liefde nog vir ons wag. Bely ons hierdie sonde, ons vra dat U ons sal vergewe. Vra dat U ons opnuut sal vul met die Gees van God, dat U die sondes uit ons kan uithaal, want ons moet gevul wees, ons is heilig, sodat ons die pad van heiligmaking kan stap. Ek wil ook vir hulle bly sit dit, Here. Dalk is daar rede om hulle bly sit dit, en dalk is hulle werklik onskuldig, maar dit maak nie saak nie. Ek vra vir U vergifnis vanmôre. Ek wil ook kom en vra, Here, dat U liggaam vir ons gebreek is vanmôre, wanneer ons dit nou eet, wanneer ons hierdie brood eet, en wanneer ons hierdie druiwesap drink, wat U liggaam en U bloed verteenwoordig, dat ons opnuut gevul sal wees, dat ons opnuut verkoop sal wees, dat ons krag sal ontvang om te doen wat U wil hê ons moet doen. Ek vra, Here, dat dit dan daarom ook in ons liggaam geseën sal wees, en dat hierdie tekens geseën sal wees, en dat elke hand wat die voorbereiding daarvan betrokke was, geseën sal wees. Ek vra ook, Here, dat U dan nou verheerlik word, en dat die boodskap sal uitgaan, dat mense dit sê, en dat mense dit vir mekaar gaan vertel. Nie met oordeel nie, dat ons nie na ander toe gaan en hulle vooroordeel wees nie. En dat is nie anders as soms raak sien uit vir enige ander rede, behalwe liefde nie. Dat ons sal weet as ons iets raak sien, is dit liefde vir U en liefde vir die persoon, omdat ons wil hê vir die persoon met ook die ewige lewe erwe. En wees wat hy of sy kan wees. Want ons weet, dit gaan ook nie net oor die ewige lewe nie, dit gaan oor hierdie wêreld en hierdie lewe ook. Want die seëninge wat U wil graag oor ons wil uitstort, kan nie net oor ons uitstort met liefde wat ons probeer, ten minste probeer, het maak nie saak of ons slaag nie, maar ten minste probeer om U wil te doen. U sien dit raak. Dankie dat U ons harte kan sien. Word U nou verheerlik, ons bid in Jesus se naam. Amen. 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 Ek groet dan aan die Facebook kykers, YouTube